Alright, maak jou Bybel oop vir my by Hebreërs 11. So, Hebreërs 11, het Kyle vir ons laasweek 'n bietjie vir ons gesê dat hierdie is die Hall of Faith. Soos dit die Engelse term sal wees. Afrikaans sal dit die hoofstuk van geloof wees of die hoofstuk van geloofshelde. Hy het so vinnig vir ons genoem dat geloof is nie blinde optimisme nie. Hy het vir ons genoem dat dit is nie positiewe belydenis nie. As ek dit aanhou sê, niks negatief sê nie, dan gaan hierdie ding mooi uitwerk nie. Dit is ook nie gebaseer op gevoel nie. So vandag doen ek goed, vandag gaan ek kerk toe, vandag het ek geloof, môre doen ek sonde, môre voel ek nie goed nie, môre het ek nie geloof nie. Dis nie waar dit gaan nie. En dan het ons natuurlik ook gesê, dit is ook nie net geloof sonder bewyse nie. En ons gaan nou 'n bietjie daai toutjie mooi deurtrek ook. Maar hy het gesê dat ons moet glo in God se beloftes en glo in God se natuur. Ek dink daai is so belangrik vir ons om te weet. So as ek en jy begin praat oor die geloofshelde. So as jy nou Hebreërs 11 nou voor jou het, lees gou vinnig jou oë gaan dit sommer so optel, oor wie is die verskillende name wat nou opgetel gaan word. So jy kan hom sommer so van so nommer vers 1 afscan. So jy sal sien hy begin in vers 3, ek dink is dit wat hy praat oor die skepping van God. Hy sê is deur geloof wat ons in die skepping van God glo, en dan gaan hy oor na Abel toe. Nou ek gaan nou nie vir julle elke ou se pedigree verduidelik en wat hy gedoen het nie, want ek het aangeneem dat jy het voor die tyd al hierdie hoofstuk deurgelees, of jy het al van tevore hierdie hoofstuk deurgelees, of jy het al van tevore in 'n kerk gesit waar hierdie ouens gehoor het. So met ander woorde, Abel, weet ons, Kain en Abel, eerste twee ouens, Abel maak 'n offer, Kain maak 'n offer en die Here aanvaar Abel se. En so hy word geken as Abel maak in geloof, maak hy 'n offer voor God. Nou natuurlik kan ons gaan gesels en sê dat van die ouens sê hoekom Abel se offer geaanvaar was, is omdat dit 'n bloedoffer was en die groente en wat Kain gegee het niks uit te waai gehad het met bloed nie, en dis die eerste gedeelte van die offers. Ander ouens sal sê nee, maar dit gaan nie daaroor, dit gaan oor die hart, die motivering waarmee hulle gegee het. Maar hoe ook al sy, Abel word geklassifiseer as een ou wat geloof het. En dan gaan hy oor na Henog toe. Nou Henog was die ou gewees het wat so gestap het saam met die Here. En op 'n stadium toe die Here hom net saam met hom gevat. Ek sê laasweek vir Kyle, ek het 'n grappie gehoor van 'n klein meisie wat 6 jaar oud was. Hulle het al gevra om hierdie te verduidelik van Henog. Toe sê sy nee, die Here en Henog het saam gestap. En toe op 'n stadium toe sê die Here vir Henog, nee, ons is nader aan my huis as in jou huis. Kom sommer saam met my na my huis toe. So dis die idees. Daar was 'n stadium gewees wat hulle saam geloop het en dan het die Here hom net saam met hom gevat. En dan het ons vir Noag, ons ken Noag se storie, Noag wat 'n ark bou. Hierdie ou sit al sy geloof, al sy hoop op hierdie ark, en hy bou dit vat hom amper 100 jaar om hierdie ark te bou. En dit was absoluut uit geloof uit gewees. Dan het ons vir Abraham. Abraham is die vader van geloof. Hierdie is die ou wat ek en jy, as ons selfs ons in die Jode en almal terugkyk na die Ou Testament, hierdie was 'n ou gewees wat next level geloof gehad het in die Here. Hy het baie keer kort gekom en hy het baie keer nie die regte goeders gesê of gedoen wat hy moes gedoen het nie, maar hierdie ou het geloof gehad in God. Dan vat hy oor na Abraham se seun Isak toe. En Isak, wat jy gaan hom nou gaan jy weer sy naam raak lees, maar Isak was geroep gewees om op grond van die belofte wat God vir Abraham gegee het. Abraham, ek gaan jou 'n magtige nasie maak, ek gaan jou vat na 'n plek toe wat julle sinne wees, die plek van melk en honing, wat oorloop, van voorspoed. En Isak het vertrou op die Here op grond van daai belofte. Hy het sy seuns geseën op grond van daai belofte. Dan het ons vir Jakob, Jakob presies dieselfde. Jakob glo gebaseer op die belofte wat God vir Abraham gegee het. En dan sien ons hy praat op 'n stadium van Sara. Nou Sara, wat biltong was en toe swanger geword het. Nou jy sal sien meeste van die tyd as ek en jy dink aan Sara, dink ons aan haar ongeloof. Ons dink in die keer wat sy binne in die tent gesit het, Abraham is besig om buitekant met die Here te praat. Ons weet dit is God en twee ander. En dan sien ons dat sy sit in die tent en giggel. Sy sit en lag toe hulle praat van nee, in haar ouderdom gaan sy swanger word. En dan kol die Here dit op haar. En so ons ken haar as
iemand van ongeloof, maar iewerste van daar af tot waar dit geplaasgevind het Sara verander vanaf ongeloof na geloof toe. En hier word sy geken as iemand wat geloof gehad het in God vir dit. En dan kyk ons na Josef. Hy verwys nie heeltemal na Josef se hele storie en wat alles daarmee plaasgevind het nie, alhoewel ons weet dat sy hoop en vertroue was op die Here gewees. En sê Josef het geglo in die uittog uit Egipte uit. So Josef het geweet dat iewerste gaan God hulle as 'n nasie uit Egipte uitvat. En daarin het hy geloof gehad, en dan praat hy van Moses se ouers, het geloof gehad om hom in 'n mandjie weg te steek en hom by die rivier af te vat. Dit was uit geloof uit gewees, nie geweet wat dit gaan gebeur of hoe dit gaan gebeur nie, maar net geweet in geloof gaan ons hierdie doen. En dan het ons Moses. Natuurlik, Moses is weer eens next level vir my en vir jou. As ek en jy gaan kyk in terme van hierdie ou se geloof en wat hy ervaar het van die Here en hoe sy journey gestap het, Moses was ongelooflik intens geweest met sy geloof vir die Here. En dan gaan ons natuurlik, kan praat hy op 'n stadium van die Israeliete. Die Israeliete het 7 keer om Jerigo geloop en hier was op grond gewees van geloof. Die Here het gesê, stap om hierdie plek, elke keer as julle omstap, op die 7de dag as julle omstap, blaas, en hierdie ouens het dit gedoen in geloof. En dan gaan hy aan en hy sê op 'n stadium, hy praat van Rahab. Nou Rahab was die prostituut gewees wat toe die Israeliete mense in Israel of in Jerigo instuur om basies hulle te gaan kyk wat daar aangaan, was sy die wat hulle weggesteek het en gesê het, Jesus, maar onthou my net. En dan gooi sy later mos nou die rooi lap uit by die venster uit en sy was dan gered gewees. En so dis die geloofsheldes, ouens wat absoluut met alles wat in hulle was, geloof gehad het in God. Wat vir my incredible is hierdie ouens word geken en is opgeskryf as geloofshelde. Maar wat ek en jy moet verstaan is hierdie was gewone mense. Dit was gewone mense soos ek en jy, en al wat hulle anders gemaak het, is hulle geloof in God. Dis al wat hierdie ouens gedefinieer het, boor die res is hulle geloof in God, en dis al wat gebeur het. En dan gaan hy aan in vers 32, so ek wil jy moet saam met my lees vers 32, nou kom hy op 'n stadium en hy het al hierdie stories nou vir ons gegee, die ouens se name en wat hulle gedoen het en hoe dit gelyk het, en dan kom hy in vers 32 en hy sê, wat meer moet ek nog sê? Dit sal veel te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, verkry wat God beloof het, leeu's se bekke toegestop, die gloed van die vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang en was magtig in die oorlog en het vir vreemde leers op vlug laat slaan. Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood terug ontvang. En nou kom ons praat nou van die weduwees, maar dan kom hy in die middel van vers 35 en dan sê hy ander weer. Nou oorspronklik toe ek dink en jy lees nou wat hy volg, het ek gedink hy praat bietjie meer moderne ouens wat meer geleef het in die Makkabeese tyd, of ouens wat in sy omtrek is, maar baie van hierdie gevalle wat hy nou gaan opnoem, het al eintlik gebeur met die profete, met daai ouens, en so ons kan van hierdie goeters terugtrek soontoe, van dit is gebaseer op tradisie, van dit is gebaseer op skrif, maar dan sê hy, ander is weer gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal nie, omdat hulle die opstanding tot 'n beter lewe wou verkry. Gewoonlik as ouens gemartel was dit gee jou geloof op. En as jy jou geloof opgee, dan sal ons jou nie martel nie. Of hou op om te doen wat jy doen en ons sal jou nie martel nie. En hierdie ouens was nie bereid om daai prys te betaal nie. En sy party moes bespotting en geeseling verduur, ook arrestasie en gevangenskap. Hulle is met klippe doodgegooi, in 2 gesaag. Hierdie verwys na die tradisie van Manasse, koning Manasse, wat die profeet Jesaja in 2 laat saag het. Met 'n swaard vermoor, hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. Hulle was te goed vir hierdie wêreld en hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en grotte geskuil en in gate in die grond.
En so hier kom hy en hy praat van hierdie groep mense. En hierdie hele groep mense, almal bring hy terug na hulle geloof toe. Hierdie was ouens gewees wat geglo het. En as ek en jy wil gaan na wat is sy eerste en direkte en mees prominente verstaan van geloof, Hebreërs 11 vers 1. Hebreërs 11 vers 1 is presies waartoe hy ons heeltyd wil terugvat. Nou onthou as ek en jy gaan praat oor Hebreërs 11 vers 1 en Karl het laasweek al oor gepraat, dan besef ons Hebreërs 11 vers 1 is nie die mees volledige definisie van geloof nie. As ek en jy wil vra wat is geloof, kyk ons nie net na Hebreërs 11 vers 1 nie. Alhoewel baie mense gaan na Hebreërs 11 vers 1 toe, want hy begin met die stelling, wat is geloof? Of geloof is dan? En dis waarmee hy begin, en dis as gevolg van dit, dat almal se go-to, dit word vir geloof. Maar geloof is nie net, ons verstaan van geloof is groter as Hebreërs 11 vers 1. En ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. Die definisie, ons weet dat geloof verbind ons aan Christus. Dis wat ons verbind aan Christus. Dis nie wat hy sê vir ons in Hebreërs 11 vers 1 nie. Hy sê tweedens vir ons geloof is waarop ons redding gebou is. So jy word net gered op grond van geloof. Hebreërs 11 vers 1 gee nie vir ons daai nie. Wat Hebreërs wel vir ons sê in Hebreërs 11, die hele Hebreërs 11, is hy praat van 'n lewe van geloof. Hierdie is waarvan ek en jy praat, is 'n lewe van geloof. En ek wil hê, ons net gou vinnig net weer bietjie gaan kyk aan haar. En ek het so in die week toe luister ek R.C. Sproul se definisie op Hebreërs 11 vers 1 en dit was vir my ongelooflik mooi as 'n mens net stop en sekere goed na gaan kyk. En ek dink dis ons probleem is. Ek dink partykeer kyk ons na 'n vers in isolasie. En ek dink wat ons in die laaste ruk, ek dink al baie keer probeer sê het, is kom ons gaan lees na ons vers in die konteks. So met ander woorde, jy kan nie Hebreërs 11 vers 1 lees sonder om Hebreërs 11 vers 10, of Hebreërs 11 lees sonder om Hebreërs 10 te kan lees nie. So jy moet dit in konteks, jy moet die hele boek van Hebreërs deurlees. Maar jy moet ook verstaan dat elke nou en dan moet ons ook net 'n tree terugvat en net die konteks van die Nuwe Testament verstaan, of die konteks van die Bybel verstaan, wie God is, en daaruit kry ons baie keer sekere beginsels wat vir my en vir jou goed net gaan ryker oopmaak. So as ek en jy gaan kyk na Hebreërs 11 vers 1 en ek sit dit vir jou op die skerm, ek sit dit vir jou op in 3 vertalings. So ek sit vir jou Afrikaans 2020 sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die 53 sê, geloof egter is sekerheid van die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Die King James Version sê, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. En ek wil hê jy moet gaan kyk daar. So jy sien daai woord wat ek vir julle gehighlight het. Vaste vertroue, Afrikaans 2020, sekerheid, Afrikaans 53, in substance, King James Version. Jou NASB sal sê certainty. Now faith is the certainty of party vertaling sal sê in Engels assurance of. Nou hierdie woord wat ek en jy daarna gaan kyk, die Griekse woord, sit ek vir op die skerm, is hypostasis. Hypostasis is ons gaan dit nou 'n bietjie afbreek. Die eerste ene is essence. Nou ek het probeer gaan kyk wat is die Afrikaans vir essence. En ek wil elke keer uitpaas as Google net vir my sê essensie. Dan sê ek net soos dit voel nie reg nie. So ek het besluit dis bestanddele. So die bestanddele of die essence. So as ek en jy praat van hypostasis, die Griekse woord wat hierso sal plaasgevind het. Onthou ek en jy het nou al so 'n bietjie gesels veral in Johannes. Ek het laasweek dit nou ook gesê Sondag in die diens. As ek en jy gaan kyk na die hypostatic union van Christus, kom dit vanaf hierdie woord. Nou wie van julle kan nog onthou wat beteken die hypostatic union? Ek het dit Sondag gesê. As hy 100% God, 100% mens. Dis die hypostatic union. So die essence van wie Jesus is, sy wese is 100% mens, 100% God. As ek en jy praat van die drie eenigheid, dan sê ons God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees het dieselfde essence.
Dis hoekom ek sê bestanddele werk reg hierso. Hulle het dieselfde bestanddele, wie hulle is, hulle essens, hulle deel dieselfde essens. Dis hoekom ons sal sê hulle is een in wese, drie in persone. So met ander woorde, hulle is hypostasis, hulle is in essens dieselfde. En so ek en jy kan hierdie woord vertaal either as essence, en dis hoekom jou King James version sal sê, now faith is the substance of things hoped for. Waar jou ander vertalings sal terugval na die woord sekerheid toe. Hulle sal sê hierdie is die surety. Kyle het laasweek gesê, dis soos 'n fondasie waarop jy staan. So met ander woorde wat ek en jy hiervan praat, is die sekerheid van dit. Nou as ek en jy hierdie woord gaan vat, en ons gaan vra net eers onsself, hoe definieer ek en jy tussen die woord hoop en geloof? Nou, ek en jy weet dat, wat is dit, 1 Korintiërs 13, hy gee vir ons 3 virtues. Nou, elke keer wanneer ek hierdie woorde traai vertaal, dan pas ek uit en ek dink ek besef ek ken nie Afrikaans nie. So virtues in Afrikaans is deugde. Ek ken dit as virtues. Maar hy sê hierdie 3 bly oor. Wat is hulle? Geloof, hoop en liefde. So as ek en jy elke nou en dan stop en ons begin ons vraag, die vraag vra, hoe definieer ons hierdie goeders? Hoe definieer ons liefde? Hoe definieer ons hoop? Hoe definieer ons geloof? Dan herinner ons onsself dat die woord gee vir ons 'n duidelike verskil tussen hierdie 3. Nou, as ek en jy net dink aan ons taal, Afrikaans, en ek sê vir jou, verduidelik vir my die verskil tussen geloof en hoop. Dan kan ons nou byvoorbeeld die voorbeeld gebruik, kom ons gebruik nou rugby, en ek vra vir jou, die Springbokke speel teen die All Blacks, of as ons sal sê, wie was die ouens wat nou vandag vir my en vir jou ook nog 'n groot threat is vir die Springbokke, is die Ire. So kom ons sê nou byvoorbeeld, Suid-Afrika speel teen een van hulle, glo jy hulle gaan wen? Nou wat ook al jou verstaan is van rugby gaan bepaal hoe jy dit antwoord. Het jy geloof? Ja, nee, hulle gaan wen. Ek glo hulle gaan wen. Of ek hoop hulle gaan wen. Hoor julle die verskil tussen die twee? Die ene het onsekerheid in. Die ene wat jy in sê is, as ek nou vir jou sê Suid-Afrika speel teen Namibië. Die Springbokke draf uit teen Namibië. Wie gaan wen? Dink jy die Springbokke gaan wen? Nee, verseker. Maar daar's nie eens wonder nie. Ek glo die Springbokke gaan wen. Daar's nie 'n manier dat Namibië ons gaan wen nie. So daarin lê geloof. Die oomblik wanneer dit nou iemand is wat nou tie match gaan wees. Nou hoop ons. Maar nou die groot ding is, nou is daar ouens wat slim is. Nee, maar ons flank, daai ouens wat vir hom nou in die agterlyn mooi laat loop, hy is beseer en hierdie ouens beseer. Nee, ons staan 'n baie goeie kans om te wen, boys. Nee, ek glo ons gaan wen. Ander ouens ek hoop ons wen. Ek het regtig waar 'n hoop en ons wen. Nou, die groot ding is ons verstaan van geloof en hoop. Lê geloof is volle sekerheid en hoop is ek is onseker, maar alles in my wil hê dit moet daai kant toe gaan. Dis ons verstaan van hoop, maar dis nie dieselfde verstaan as die hoop in die Bybel nie. As ek en jy in die Nuwe Testament gaan en ons gaan kyk na wat beteken hoop, is dit nie dieselfde definisie as wat ek en jy het van hoop nie. Inteendeel, as ons gaan kyk na Galasiërs 5 vers 5, dan kom hy op 'n stadium en skryf Paulus, dan sê hy, want dit is deur die Gees op grond van die geloof dat ons die vryspraak verwag waarop ons hoop. So met ander woorde, hy sê ons hoop is dat ek en jy deur die Gees in geloof vryspraak gekry het. Hierdie hoop is 'n sekerheid dat ek weet daarin kan ek vashou. Dis 'n hoop, dis soos 'n anker. Is wat van die vertalings vir my en vir jou gaan sê. Hoop is soos 'n anker. Dan kom ons Kolossense 1 vers 5. Dan sê hy elke keer wanneer ons vir julle bid. Nou praat hy met die kerk in Kolossense. Hy sê elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons want ons het gehoor van julle geloof in Christus Jesus. En die liefde wat julle vir al die heiliges het. So ek het hierdie absolute, ons hoor van al hierdie oulike goeders wat julle doen, op grond van die hoop wat in die hemel op julle wag. Hierdie ouens het 'n hoop vir die hemelse beloning wat vir hulle wag. Dis nie
Gaan ek iets kry in die hemel? Gaan ons hemel toe gaan? Ek is nie lekker seker nie, maar ek hoop dit is die geval. Dis nie waar dit is nie. Hoop word 'n anker waaraan die ouens vashou. As ek en jy praat van Kolossense 1:27, dan sê hy God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus in julle, die hoop op die heerlikheid. So daar is 'n hoop, daar is 'n anker in die heerlikheid wat in Christus kom. So met ander woorde, as ek en jy, en daar's 'n klomp verse wat ek nou nog vir jou kan afbreek, maar hoop, wanneer ek en jy na die essence kyk van hoop, dan besef ons daar is 'n sekerheid in hoop. Daar is 'n assurance. My hoop op Jesus wat weer terugkom. Ek hoop, daai hoop is nie 2000 jaar later, ek weet nie lekker of hy nog terug gaan kom nie. Nee, my hoop is seker, ek weet Jesus kom terug. Wanneer hy terugkom, hoe dit gaan lyk, daai goed is 'n mysterie vir ons. Maar die feit dat Jesus terugkom, beteken dat my hoop is gebaseer op God se beloftes vir my en vir jou. So God het dit beloof en dis wat Karl gesê het ook. En nou begin ons praat oor my hoop in God se beloftes, my hoop op God se natuur. Nou begin ons terug en ek sit weer vir jou hoopestasis op. En ek sê vir jou dat hy sê geloof het dieselfde essence as hoop. En eintlik wat hy vir my en vir jou sê, is hy sê geloof en hoop het dieselfde substance. En eintlik wat hy vir ons sê is essensieel is hierdie twee dieselfde. Dis eintlik wat hy vir ons begin wys. Hy begin vir ons sê dat dieselfde essence wat in geloof lê in hoop. En so as ek en jy daai woord sekerheid, so jy lees hom as substance. Now faith is the substance of hope. Dan beteken dit hierdie is nie nou hoop op iets wat ek nou nie, daar's onsekerheid. Ons moet almal vashou in geloof, want hoop, ons kan nie vashou in hoop nie. Nee, die hoop waarvan hy praat is 'n sekerheid. Dis 'n surety waaraan ons vashou. So daai is hoop. So vir my en vir jou om verder te gaan, voordat ons daai ouetjie definieer in sekerheid. Kom ons gaan kyk net gou-gou wat beteken geloof. Nou geloof, weer eens Karl het gesê, dis nie blinde optimisme nie, dis nie positiewe belydenis nie, dis nie gebaseer op gevoel nie. En dis ook nie glo sonder bewyse nie. Nou gewoonlik wanneer iemand na jou toe kom en sê, "Maar hoekom moet ek glo in Jesus?" Nee man, glo net. Glo net. ons verwag dat mense moet glo in iets en ons gee nie regtig vir hulle enige fondasie om op te staan nie. Nou daar's 'n baie groot nou hier voel ek nou die Afrikaanse mense sukkel nou altyd by die Engels uit te kom, maar daar's 'n Engelse woord credulity. Credulity se definisie is: credulity is a tendency to believe in things too easily and without evidence. If a swindler is trying to sell you fake medicine, he is preying on your credulity. The noun is associated with being naive, gullible, or innocent. So met ander woorde, as ons vir iemand sê, glo net. Moenie vra nie, ek kom net en ek sê net vir jou glo net. Dan verwag mense wat nie bewyse het nie. Hy sê, maar dink jy ek is naïef? Dink jy ek is gullible? Hoekom verwag jy dat ek net moet glo? Maar tog as jy vir die disippels gevra het, hoekom, nou kom Petrus die eerste keer aan by jou en hy sê vir jou, maar hoekom moet ek in jou glo? Hoekom moet ek in Jesus glo? Wat gee vir my as bewys van dit? En outomaties, wat het hierdie ouens gesê? Nee man, glo net. Nee, hierdie ouens het gesê, ek is 'n ooggetuie. Ek meen, hierso is dit, Jesus het publiek uit die dood uit opgestaan. 500 mense het Jesus beleef, nadat hy uit die dood uit opgestaan het. So met ander woorde, daar is bewys, hier is ooggetuies, hier is mense wat met Jesus gepraat het, nadat hy uit die dood uit is, en ek is een van hulle, ek het fisies met Jesus gaan praat. Nou dink bietjie terug aan Moses, toe Moses voor Farao gestaan het, en Farao sê vir hom, maar hoekom moet ek hierdie mense laat gaan? Nou, dink ek by myself, as dit nou in 2025 is, wat sou ons vir hom gesê het? Nee, Jesus, ek het hierdie gevoel dat die Here vir my sê, Farao, dat jy moet die mense laat gaan. Ja, ek ervaar net. Nee, sê wat hy gesê het nie. Moses het 'n belewenis gehad van God. Hy het hierdie
absolute belewenis. Hy het God se stem gehoor praat deur daai bos. Hy kon vir jou sê, hoe klink die stem van God? En die oomblik toe hy dit vir hom sê, toe sê hy, okay, kom ons vat 'n stok, ons gooi meneer veranderende slang in. En dan wat ons begin sien, is ons sien bewyse van waar God homself openbaar, en dit is fisies sigbaar. Dink net aan die Exodus, dink net aan die 10 plaae. Ouens wat deur die 10 plaae gegaan het, jy kon nie daar aan die ander kant uitstap en sê, ek weet nie lekker of dit reël was nie. Daar's nie 'n manier nie. As jy gesê het, wat het plaasgevind toe die ouens deur die Rooi See gegaan het? Dit was 'n fisiese, tangible ding wat plaasgevind het. Die feit dat daar 'n vuurkolom uit die hemel uit neergekom het, dit was 'n fisiese ding wat die mense gesien het. Toe God die 10 gebooie op tablette skryf en vir Moses gee, dis fisiese goeders wat gesien kan word. En so elke keer wanneer ons kom en ons maak hierdie stel, en ons besef, geloof is nie gebaseer op sonder bewyse nie. Vir ons wat al 'n pad gestap het saam met die Here, word geloof 'n ding om te sê, kyk terug en kyk wat het die Here al in jou lewe gedoen. Vir 'n ou wat nog nie 'n pad gestap het met die Here nie, is kyk na 'n ooggetuie. Kyk na iemand wat kan getuig en sê, hierdie is wat plaasgevind het in my lewe. En ek sê vir jou, hierdie ding is credible. Nie dat jy credibility net sal on a whim net glo nie. Nee, hierdie ding is tried and tested. Dis wat hier so plaasgevind het. En so op die einde van die dag, dan begin ek en jy gaan kyk en sê, geloof is gebaseer op die sekerheid van gister. God het gister vir my iets gewys. God het iets gedoen. Dink aan die Israeliete. God vat hulle deur die woestyn. Hy vat hulle deur die 10 plaae, hy vat hulle deur die Rooi See, hy deur die wolkkolom, met sy teenwoordigheid, al hierdie tipe goeders. En hy verwag dat hulle moet geloof hê op hom, gebaseer op hierdie. Jesus, toe hy met mense kom praat het, was dit wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk. Daar was fisiese bewyse gewees van Jesus en sy lewe en sy bediening. Daar was fisies iets wat mense kon sien. En so dan sê ek en jy, dat die oomblik wanneer ek en jy ons geloof baseer ons op dit, op iets wat plaasgevind het. En nou word die Bybel vir my en vir jou die basis van hierdie bewys. Word nou vir ons die ding waarna ons terugkyk en ons sê, maar hier was ooggetuies gewees van God se genade, van God se goedheid, van God wat net uitgekom het en bonatuurlik voorsien het. Dis wat die Bybel vir my en vir jou word. En so hoop se definisie word, wanneer ek geloof aktiveer en vorentoe kyk. So met ander woorde, nou as ek en jy weer teruggaan na die Griekse woord toe, en ek en jy sê, dat geloof is die sekerheid van hoop, dan beteken dit, geloof kyk terug. En jy sê, ek kyk na al hierdie bewyse, en ek besef ek het geloof in God, en daarom het ek hoop. Daar is 'n anker in hierdie, wat maak dat ek vorentoe kan kyk. En dis wat gebeur, en dis hoekom ons gaan kyk na hierdie klomp ouens, wat in Hebreërs 11 almal vorentoe gaan, en hierdie ouens is besig om in geloof op te tree. Want hulle hou vas aan die beloftes aan die Here. Die oomblik wanneer ek en jy hierdie begin doen, die oomblik wanneer ek en jy my geloof anker in God, en ek begin hoop kry in hom, dis dan wanneer Romeine 8 vers 28 dan inkom, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Dan begin ek besef dat wanneer ek 'n krisis ervaar, en ek kyk terug na my geskiedenis, ek kyk terug wat ek ervaar het, ek kyk terug na al hierdie goeders wat plaasgevind het. Nou skielik het ek hoop in God. Nie hoop dat dit moet uitwerk soos ek hulle sê nie blinde optimisme nie dat ek voel dat ek moet positief dit bely en niks negatief sê nie. Nee, al wat hierdie ding nou vir my sê is, ek het nou hoop in 'n karaktereienskap van God. God is goed. En daarom weet ek, alles sal uitwerk soos hy dit wil hê moet uitwerk. Dis ultimately wat hier so plaasvind. En so dan kyk ek en jy na hypostasis as die sekerheid. So dis of geloof het dieselfde essens as hoop, of geloof is die sekerheid van hoop.
En ultimately word al twee van hierdie goeders deel van ons lewens gemaak. En dan gaan hy in vers 6 in. Nou vers 5 het hy nou gepraat van Henog en hoe Henog die Here regtig waar net in alles hom verheerlik het. Dan sê hy in vers 6, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Hy het nou net vir jou gesê, dat Henog het vir God tevrede gestel in geloof, en as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel, want wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom soek, beloon. Wat hy regtig daar is, en die wat na hom soek, beloon. So wat is hierdie beloning? Dit gaan ons volgende week hanteer. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om saam te kan wees. Ek bid, Here, dat soos dit ons hierna gaan kyk, Here, mag geloof en hoop ons inspireer. Mag ons besef, Here, hier gee U vir ons 'n lys van mense wat almal net so opgewonde raak, Here, oor wat U doen in hulle lewens. En mag ons, wanneer ons volgende week hierna gaan kyk, Here, besef hoe hierdie ouens vasgehou het en wat hierdie ouens beleef het in dit. En ek bid, Here, dat hierdie net so sal wakker word in elkeen van ons harte. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.